Jesus en die ander mense. Hy het altyd met mense te doen gehad in sy tydperke. Wat op aarde was, spesifiek nou met ons. En hy het ons verskillende mense te doen gekry. Nou moet jy kyk na sy die verhouding wat hy met die mense, die tipe verhouding wat hy amper met hulle gehad het. Dit is ja. Nou die eerste klassifikasie is nou nie regtig mense nie. Dit was ook duiwels. En jy weet, Jakobus 2 vers 19, die glo dat God een is. Jy doen goed. Die duiwels glo dit ook en hulle sidder. Hulle sidder. Wat doen ons? Sidder ons as ons besef God se teenwoordigheid is. Het ons nog daai respek? Wat is die verskil tussen ons en die duiwels? Markus 3 vers 11, en elke keer as hy onder die geeste hom sien, het hulle voor hom deurgeval en geskreeu en gesê, U is die Seun van God. Hulle het dit erken. Dit was nie 'n twyfel by hulle gewees nie. Maar as ons kyk, as ons nou verder kyk, dan kyk ons na Jesus en byvoorbeeld die Fariseërs, skrifgeleerdes, die Jode. Hoe was hulle verhouding met? Jy weet wat vir my, dit tikkel my verskriklik. Dan het Jesus gekom en hy het iemand gesond gemaak. En toevallig is dit op 'n Sabbat, ek spyt nie vir op 'n Sabbat gesond te maak. Ek glo dit was net om hulle om te krap. Dis spyt. Ja, hy moes sy pond asof hy die Fariseërs in die ribbes druk sê, hallo, weet? Hy dan maak hulle gesond en dan sit daai manne daar. En dan is hulle furious. Hulle is kwaad. Hulle wil uit mekaar uitskeer. Hulle het een keer tot op die afgrond gebring en hom daar afgestamp het. Maar Jesus is almal het net by hulle verbygestap. Dit is my so wonderlik daai stukkie. Jy weet, die Fariseërs, hulle sien wat gebeur. Hulle sien hierdie wonderwerke. Kyk as ek krippel was, en iemand kom bid vir my, en hier spring ek op en gaan aan. Ons borde gaan oopmaak. Ons gesê, wow, Jesus, yes. Die Fariseërs, hulle kyk hom skeef aan. Hulle kan nie klik wat hier aangaan nie. Nee. Vir hulle is dit 'n onding, want dis op 'n Sabbatdag, dis op 'n Sondag, vir hulle Sondag. Hulle sien en beleef die wonderwerk, hulle besef nie wat hulle sien nie. Hulle het nie daai begrip nie. Dis nie deel van hulle bestaan nie. Matteus 12, vers 38, 39, 40. Toe spreek sommige van die skrifgeleerdes en Fariseërs en sê, Meester, ons wil graag 'n teken van U sien. Come on. Hy het nou 'n man gesond gemaak. Het hy 'n blinde genees. Daar het hy man se hand
genees. Daar's 'n melaatse wat rondspring. Daar's 'n krepelman wat hardloop en God loof en prys. Here, ons wil 'n teken van U uit die hemel sien. Wat meer wil jy sien? Wat 'n teken? Maar hy antwoord en sê, vir 'n slegte en oorspelige geslag soek na 'n teken, en geen teken sal hom gegee word nie, behalwe teken van die profeet Jona. Want soos Jona 3 dae, 3 nagte in die buik van die groot vis was, so sal die seun van die mens 3 dae, 3 nagte in die hart van die aarde wees. Teken wat hy vir ons almal gegee het, gekruisig, gesterwe, begrawe is en opgestaan het op die 3de dag. Hoe awesome is dit nie? Hy deur daai proses het hy in staat gestel dat om 'n verhouding met ons aan te knoop. En ek is seker daai voorhangsel wat geskeur het, ek is seker hy het dit met sy eie 2 hande gedoen, toe hom so uitgekaar geskeur, hy het vermoed daaronder geskeur, en hy moes gelag het toe hy dit doen, want hy het geweet, die skeiding is gedoen, die skeiding is weg. Amen, prys die Here. Maar nou kyk ons, soos pas bekeerde mense, Jesus en sy disippels. Maar ons kyk na hulle voor sy hemelvaart, voor sy opstanding. Hy is omtrent 3,5 jaar, wat hulle saam met Jesus gewandel het. Wat hulle die wonderwerke gesien het, wat hulle alles beleef het, wat hulle sy almag en glorie gesien het. En tog, Matteus 8, vers 26 en 27, en hy sê vir hulle, waarom is julle bang, klein gelowiges? Toe staan hy op en bestraf die winde en die see, en daar het 'n groot stilte gekom. En die manne het hulle verwonder en gesê, wat vir 'n mens is hy? Dat selfs die winde en die see hom gehoorsaam is. Hulle het hulle verwonder. En nie een keer, nie 'n paar maal. Wat jy het lees, rarig, wat 'n mens is die? Maar hulle was een stapie beter as die Fariseërs, wat alles ontken het. Hulle het gesien, hulle het beleef, maar hulle het op daai stadium nie regtig besef die kruks van die saak nie. Maar as jy selfs kyk, ou arme Judas, vat nou maar byvoorbeeld, hy het sy 12, Matteus 10 vers 1 af, en hy het sy 12 disippels na hom geroep, en hulle mag gegee oor onreine geeste, om hulle uit te dryf en elke siekte en elke kwaal te genees. En dit is die name van die 12 apostels. Eerste, Simon wat Petrus genoem word, Andreas sy broer, Jakobus die seun van Zebedeus, en Johannes sy broer, Philippus Bartholomeus, Thomas en Matthias, die tollenaar, Jakobus die seun van Alfeus, Lebbeus, wat genoem word Thaddeus, Simon Kananaïts en Judas Iskariot. Judas is een van die wat uitgegaan het, wat duiwels uitgedryf het, wat siekes gesond gemaak het. Ek lees nou nie daai stukkie wat die ouens gesê het, waar hy gesê het, gaan weg van my, ek ken julle nie. Maar Here, ons het in U naam duiwels uitgedryf, ons het in U naam siekes gesond gemaak.
En dan kyk die stukkie so, dit kom net in my hart op. Ons het. Die Here nie. Dit het niks met die Here te doen. Ons het gesond gemaak, ons het. Die fokus is verkeerd. Die fokus is verkeerd. En jy het selfs jou disciples, hulle is maar lekker groot bek gewees. Byvoorbeeld, Matteus 26, Jesus sê vir hom, voorwaar ek sê vir jou, in hierdie dag, voor die haan kraai, sal jy my 3 maal verloon. Vers 35. Peter sê vir hom, al moes ek ook saam met u sterwe, ek sal u nooit verloon nie. So het ook al die disciples gesê. Almal het gesê, ons sal nie, ons sal staan by u. Soos baie keer sê, praat is maklik, doen die ding. En net dieselfde hoofstuk nog, vers 55. In daardie uur het Jesus vir die skare gesê, het julle soos teen 'n rower uitgekom met swaarde en stokke om my gevange te neem. Dag vir dag het ek by julle gesit en leer in die tempel, en julle het my nie gegryp nie. Maar dit het alles gebeur, die skrifte van die profete vervul sou word. Toe het al die disciples hom verlaat en gevlug. Nie eens lank na dit nie. Die ons sal saam met die sterwe. En toe op die push kom, weg, almal. Maar nou kyk jy die selfe mense, behalwe een. Die een het die volle vergifnis gekry, die hy het gegaan. Hy het in sy wanhoop verval. Homself opgehang. Maar die ander, wat se dood het hulle gesterf? Wat se lewe het hulle deurgegaan? Wat se dinamiese bande was hulle gewees? Want hulle die waarheid geken, het absoluut geweet van Jesus en die krag, die goddelike krag van hom. Ons vat byvoorbeeld, dit is heel ander mense, voor die kruis en na die kruis, is heel totaal ander mense. Vat byvoorbeeld, Petrus Johannes wat die krepel ou, daar die tempel gekry het. Handelinge 4, vers 18 af. En hulle het al geroep en hulle bevel gegee om in die geheel, nie in die naam van Jesus te spreek of te leer nie. Dis dit wat die fariseërs nou te doen het gehad, die klomp ingeroep het. Toe antwoord Petrus Johannes en sê vir hulle, of het reg is voor God om julle meer gehoorsaam te wees. Of het reg is voor God om julle meer gehoorsaam te wees as God, moet julle self beslis. Want vir ons is dit onmoontlik om nie te spreek oor wat ons gesien en gehoor het nie. Selfs Stefanus, toe hy het gesterf met 'n glimlag op sy gesig. Toe hom doodgegooi het op sy, toe hy deursak. Handelinge 7. En hulle het Stefanus gestenig terwyl hy die Here aanroep en sê, Here Jesus, ontvang my gees. Ons sien die transformasie van die disciples. Waar staan ons met dit? Ek weet, ons groepe hierso staan vas. Want ons weet, wie is al ons sy? Jesus is met ons. Amen, prys die Here. Amen. Dit is
Jou vergelijking wat jy gemaak het met die duivel sidder, want hulle weet, wil ek in skaamte sê, of saamstem, ons as kinders van die Here, wat sê ons is kinders van die Here, het nog 'n entjie om te gaan. Ja. Ons het te gemaksigtig geraak, val op en aan by sy preek van vanoggend, Dit sluit aan. met die geloof, dat het ons regtig, glo ons regtig, glo ons regtig, glo ons regtig. Glo ons regtig, is ons nie ook maar uiters verbaas as iets gebeur. Ons het gebid, hier gebeur dit, ons het self verbaas. Ons verklaar baie keer self, ja, dat die mense dink, maar by God is alle dinge moontlik. Maar glo ons werklik dat by God alle dinge moontlik is? Glo ons dit werklik? Het ons daai geloof, sê Here, ja, ons glo werklik by U is alle dinge moontlik. Daar wat jy vanoggend ook gesê het, glo ons dat dit wat ons uit die woord uit sê, Ja, ja. wat woord is, glo Ja. ons dit werklik. Glo ons werklik dat Jesus die Seun van God is wat opgestaan. Glo ons werklik hy het opgestaan. Glo ons werklik hy sit aan die regterhand van God die Vader. Is dit nie wat ontbreek dat daar dalk so baie Christene is wat kragteloos is nie? Mag die Here ons help om dit te besef. En dis net die Here wat ons dit kan laat besef. Ons kan niks doen om dit self te besef nie. Dis net die Here wat ons kan help om te besef die krag wat hy vir ons as kinders van die Here gee deur sy Gees om te gaan doen wat hy gedoen het toe hy op die aarde was. En wat ek bedoel, wat is dit geloof is 'n skare net op mense geval, mense het gesond geword. Ja. Hy het nie eens Letterlik. gepraat nie. Ja, net so skare. So waar is ons? Waar is ons? Wat sê Waar die deel is in die ons? Ou Waar is Testament, toe hulle net die ou se bene in die graf ingooi, toe staan die ander op. Wie was dit gewees? Ek kan nie ek dink dis Elia gewees, ja. Ja, Ek meen toe word die ander ou lewendig. ja, ek onthou dat. Ek meen Waar is ons? ons Ons het nou so gepraat oor die korpse, maar het daai oudjies dalk op daardie stadium gewerk aan hul geloof? Dit het nie gebeur nie, maar ten minste het hulle geprobeer. Ja. So ja, mag die Here vir ons regtig help om te besef. Regtig help om te besef. Weet jy, Isak, daarom toe ek my vinger op jou oog gelê het vanmôre, het ek gebid, eenvoudig. En ek moet vir jou eerlik sê, ek het nie weer daaroor gedink nie, en ek het jou oog kyk en ek sien hy's gesond. Maar dan kom ons by daai ou wat in 'n rolstoel sit, en hier was nou die dag 'n ouetjie in die straat, iewers hierso. Iewers was die ouetjie, toe sê ek nog vir iemand, toe sê ek voel so, ek weet nie wat was dit vir tannie Judy wat ek en sy gery het, toe sê ek voel so sleg, ek het nie die woord sleg toe gebruik, ek het 'n ander woord gebruik, want ons is veronderstel om uit die kar uit of uit waar ons is te klim, vir daai ou te kan gaan bid en dit opstaan uit 'n rolstoel uit. Ja. Ja. Maar wat kom kort? Ons geloof. Want hy sê die geloof sal die kranke genees. Maar watter geloof is dit? Daai geloof dat ons weet Jesus het gesterf. Ons weet hy het deur die dood gegaan. Ons weet hy het opgestaan. Ons weet hy sit aan die regterkant van God die Vader. Maar daai dunamiskrag, daai het ons dit. Die probleem is ons vrees dat Here as ek het vir hierdie vir ons persoon gegee. bid, gaan hy opstaan en werk. Daar's 'n vrees terselfdertyd. Miskien by vir jou die ou staan nie op nie. Wat gaan die mense sê? Dis nie ek wat die werk doen, ek doen net die gebed. Ja. Ek weet God die Vader doen die werk deur sy seun Christus Jesus. So Dis ek daai is gedagte maar net die wat na tyd instrument. kom. Dis daai gedagte wat na die tyd Dis die hele- kom. Vanoggend toe ek my vinger neersit en bid, het ek niks gedink daaraan nie. Ek het net gevra en gelos. Mag die Here ons regtig help. Regtig help om in hierdie tye waarin ons leef, Ons weer daardie geloof te kry. Daai weg te stap van die vrees, wat as dit nie. Ja. Is dit nie maar 'n tipe van hoogmoed? Wat gaan hulle van my dink, as ek nou hier bid het?
en daar gebeur niks nie. Nee, ek is nie geplaas. Ek vir 'n persoon, Ja, Sorry Jan, as ek vir 'n persoon bid en daar gebeur niks nie, dan ervaar ek dit. Want Here, dis u werk. Miskien het die Here 'n ander doel met daai ding. daai onderskeiding van dit. Ja, miskien het die Here 'n ander doel met hierdie persoon se lewe. Miskien is daar 'n ander iets wat gaan plaasvind. 'n Ander persoon gaan dalk miskien sê, "Wow, weet jy wat? Hierdie ou is dit, maar ek is dieselfde so. Here, ek is tevrede. Hierdie ou het 'n worstel met God omdat hy miskien nou 'n beenprobleem het, maar Piet het ook 'n beenprobleem en dit bring dalk berusting in sy siel in, want Piet het ook dieselfde probleem." Ek dink daai vraag wat jy nou noem, ek dink die Here, ek dink ons moet ook vir die Here vra met elkeen van ons soos wat ons pad stap in die Here vir ons te wys, het ons dan dalk daai hoogmoed? Het ons dit dan dalk of is met ander woorde vir die Here vra vir ons dan te wys in ons vertwyfeling. Is dit hoogmoed? Is dit ongeloof? Is dit vrees? Ek weet by my grootste struggle wat ek byvoorbeeld met dit het is, Here, is dit nou u wil dat ek vir hierdie moes gebid het? Alhoewel die Here wil hê dit moet goed gaan met ons, wil ek weer sê, daar seker goed wat die Here dalk eers aan die persoon wil openbaar voordat die genesing kom. Here, help my dan, gee vir my woord van kennis om vir die persoon te help om by die waarheid uit te kom. Want op die einde van die dag wil die Here terug na daai ouens wat voor die tempel gesit het toe Petrus en Johannes hom gebid het. Ja. Hy het daar gesit, jaar in en jaar uit en jaar in en jaar uit, tot daai dag wat, en toe staan hy op en hy loop. En die Bybel leer nie vir ons hoeveel mense het wel vir hom gebid nie. Hoeveel keer het die disippels dalk voorheen vir hom gebid nie. So daai, Maar dan moet ons ook kyk, hierdie dinge gebeur na die handelinge wat hulle ontvang het. Na die bovertrek, uitsorg van die Heilige Gees. Na dit, as ons voor dit kyk, sal ons sien Petrus was heeltemal 'n ander man gewees. Paulus was 'n ander man, maar na dit, toe verander die Here hulle. Toe het hulle autoriteit, hulle daai gesag, hulle die geloof om dit te kan doen. En ek dink ons het meer van die Heilige Gees in ons lewe nodig, so die geloofskrag en aksie die ons gaan manifesteer tot eer van die Here. bekering dalk, Ja. want die Here het sê vir plek vir Petrus, eendag as jy tot bekering gekom het. Ja. En kyk wat gebeur na Handelinge. Ek meen Petrus was 'n ou wat ek het Petrus 'n groot bek. Ek het hom gelei. Met opstaan die manne. Hierdie man is nie vol soetwyn nie. Vir en toe begin hy smeer. En wat gebeur? 3000 manne kom tot bekering. Wow! Ek meen stel jouself hoe die kerk vol ongelowiges en jy begin preek en almal kom tot bekering. En hy doopbad is vol water, dis almal deur hy doopbad. Mense, what a joy gaan dit nie wees nie. Yes, awesome, ek meen ek dink daar's blydskap in die, ek dink die engele dans en jubel en juig daai hemel deur mekaar hoor. Amen. Regtig. Ja. Want die woord die Here sê daar's blydskap mee oor eens wat tot bekering kom. Ja. Na u toe, as 'n klein groepie gelowiges, Ja. Here. En ons kom lê ons, u weet wat is elkeen van ons individueel se swakheid ten opsigte van die woord wat vanaand uitgegaan het. Ja, Here. En ek vra Vader, deur u genade en deur die krag van Jesus Christus en wat hy vir ons kom doen het, dat u by elkeen van ons sal stil staan. Met ons sal kom gemeenskap hier rondom. Amen. Waar is ons met u, Here? Die preek se naam was Jesus en sy mense en die mense en die ander mense. En Here, ons is die ander mense. Kom vertel asseblief vir ons, Here, waar pas ons in hierdie prentjie in? En help ons, Here, om in die regte verhouding met u te kom. Help ons, Here, om te glo met die dunamis geloof, Here. Yes. Dat ons hier is om meer te kan doen, soos wat u in die woord sê, ons vanoggend gehoor het, dat u gesê het, dat u gaan weg, en u moet weggaan, u gaan die trooster, die Heilige Gees stuur, en ek weet nie of dit alles in dieselfde skrifverband gesê is in die Bybel nie, maar Here, op die einde van die dag het u gesê, dat ons sal dan selfs meer doen, as wat ons doen. Yes. En Here, wat is dit, Here? Siele moet tot redding kom. Dit gaan nie oor die genesingsdeel in die Here, dit is net 'n cherry op die koek, Here, Ja. maar die siele moet gered word, Here. Amen. En Here, ons vra, Here, dat u met ons sal werk, sodat ons werklik waar daardie mense sal word, daardie ander mense sal word, Here, wat dit uit sal dra, dat hulle sal sien deur ons doen en late en hoe ons net is, Here. Here, Paulus se skaduwee het op mense geval, Here. Kom verander ons binne in ons binnekant, Here, dat ons die lewe buitekant ons kan verander deur u krag,
deur u genade, deur wat Jesus op die kruis kom doen het, Here, wat hy ons kom toevertrou het. Wat begin het as 'n disippels, Here, wat ons gehoor het deur die woord. Here, u sê deur die woord kom die geloof, deur die aanluister van die woord kom die geloof, Here. Help ons, Here, om daai woord te vat en om te eet, dat dit deel word van ons DNA, sodat ons kan uitgaan en 'n verskil kan maak in hierdie wêreld. Ons loof u daarvoor, Here. Here, bless die prediker. Amen. Bless om hierdie woord in die saad wat hy gebring het. En eendag as hy in die hemel kom, en al die predikers wat op hierdie kansel en in hierdie gemeente staan, Here. Eendag as ons daar bo kom, dat hulle verbaas sal wees oor hoeveel siele hulle werklik na u toe gebring het, Here. Ja. Ons eer u daarvoor ook, Here, die woord gaan uitgaan op YouTube. En ons vra, Here, dat die preke by die regte gehore sal uitkom, waar dit moet hoor. En dat dit lewensveranderend in hulle lewens sal wees, Here. En ons dank u daarvoor.